Hallo, wow, daar is die kerk nog voller, dit is so lekker om so baie mense te sien. Ek hoop julle het sover 'n geseënde dag gehad en dat julle lekker saam met ons gaan sing. Ons eerste lied is lied 195, Verlos, o lieflik die boodskap, en ons gaan daarvan lied strofe 1, 2 en 4 sing. Verlos, o lieflik die boodskap, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos deur sy grote genade, hy is vir sy kinders so goed. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Verlos, so gelukkige Jesus, kan al my geluk ooit beskryf. Ek weet dat die lig van sy aanskyn, die donker vir altyd verdryf. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Ek weet ek sal eenmaal in skoonheid die koning der eeuwe aanskou. Wat liefde ryk maak oor my skrede, my vul met 'n lied oor sy krag. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Amen. En omdat ons verlos is, sing ons die lied van louter vreugde, lied 464, ons gaan daarvan al die strofes sing. En vir die van julle wat ek nog nie welkom geheet het nie, baie, baie, baie welkom hier vandag by Parow. Dit is lekker om die kerk so vol te sien. Sing die lied van louter vreugde, sing tot eer van ons God. Sing van ons God se deugde, in sy hand hou hy ons lof. Leef die eer wat ons gelei het, om mekaar hier te ontmoet. Aan hom al die
sal dans het in Braaland, vir verlossing deur die lof. Heilige Gees, draag die ons vrede, daagliks nader aan ons volk. Laat ons sing, kom sing van louter vreugde. Laat ons sing, kom sing, die groot verlossingslied. Na daai lied moet julle stemme nou oop en wakker wees. Okay, so ons het 'n doopdiens vandag en daarom gaan ons nou lied 155 sing. Heer, doop ons opnuut en mag dit ons hartsbegeerte wees dat die Here weer ons met gees en met waarheid sal doop vandag. En ons gaan sing totdat hulle inkom. En as hulle inkom, het ons darm nog 'n liedjie. Heer, doop ons opnuut met krag van die troon. Verkoop ons met liefde, o Heiland so skoon. Ons smeek U so nederig, Heer Jesus ons maag, met gees en met liefde. O doop ons vandag. Onwaardig is ons, onheilig, onrein. O was ons dat sonde se smette verdwyn. Ons smeek U so nederig, Heer Jesus ons maag, met gees en met liefde. O doop ons vandag. O Heilige Gees, daal nou op ons neer. Ons bid om U seën, genadige Heer. Ons smeek U so nederig, Heer Jesus ons maag, met gees en met liefde. O doop ons vandag. Goeiemôre almal en vir al die besoekers. Ek kyk altyd so vinnig op wie ek nie ken nie en hierso is 'n baie mooi aanwas van mense. Bly julle geniet die dag saam met ons. Ronnie, voor Ronnie vir ons aanleer dat Neville vir ons aan voorstel, die wat hom nog nie deur die week geken het, maar ons net gou 'n bietjie admin. Cherise. Goeiemôre almal. Jo, hier is baie nuwe gesigte. Ek is die kerklerk van Parow. Asseblief kom sien my, laat ons julle name kan oordra hier na die gemeente toe. Ek beloof, julle gaan dit vreeslik baie geniet by ons. Baie welkom, hoor. Ek wil net vir julle laat weet, daar is daar agter, by die dametjie wat by die deur staan, sulke pamflette wat daar lê. Dis oor 'n brain power seminaar wat gaan aangebied word deur ons leraar Arnold Niehoff. Dit begin die 30ste September en is elke aand tot die 4de Oktober en dan ook daai Sabbat, die 5de Oktober, soos hierdie diens om 11:00 gaan hy weer met ons gesels. Ek gaan sommer vir julle deel, dit is, wel, daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topics, sorry, Engelse woord, onderwerpe, dankie. En elke liewe een, dit word aangedui hierop, as julle enetjie wil neem, klink vreeslik interessant waarna julle kan kom luister. Soos vorm jou gedagtes, jou brein en aptyd,
Ons is almal al reeds lekker honger. So hy gaan 'n klomp gedagtes en dit gaan regtig waar die moeite werd wees vir elke liewe een van julle om hier te wees. Soos julle kan sien, die registrasie is by Colleen. Colleen, kan jy gou vir ons opstaan asseblief? Die dame. Julle kan haar kontak om te registreer vir die program asseblief. So julle word elkeen genooi daarna om dit te kom bywoon. Baie dankie. Geseënde Sabbat. Ronnie sal ons gou voorstel. Ons is bevoorreg gewees hierdie jaar om as deel van ons oesfees, en nou moet ek eers vir julle herinner van die oesfees dis nou al, ek weet nie, 10 of 15 jaar se tradisie wat ons het, om hierdie tyd van die jaar, die eerste Sabbat van September, is gewoonlik wanneer 'n mens jy dink, dit is nou die draai van die seisoen, dan het ons die gebruik gehad om dit te vier, en ons vier dit met iets wat ons genoem het die oesfees, en ons het mense genooi, om dan ook, ons is nou nie meer boere soos die mense altyd, jy weet, die eerste gerf gebring het na die Here toe nie, maar dan het ons die gewoonte dat ons bring nie bederfbare ietsie, 'n bydra van een of ander aard, en dit gaan dan na ons diensentrum, die Meals on Wheels, wat dit dan nou ook versprei. Maar saam met dit het ons altyd ook 'n geestelike hoogtepunt. Partymal is dit net die Sabbat, partymal is dit 2 aande of so. Hierdie week was dit Woensdag, Donderdag, Vrydag en vandag. En ons spreker, leraar Neveling, al die pad daar van Namibië af, maar dit is eintlik nie heeltemal waar dat hy bly in Namibië. Hoe het hy gestaan gesê sy adres is Namibië, sy huis is die vliegtuig en sy kantoor is in Amerika. Jy het mooi geluister. Nou hoekom doen hy dit? Want hy is die direkteur van die Adventist World Radio, wat 'n wêreldwye organisasie is. Nou, die SAIK sukkel om 10 of 12 radiostasies aan die go te hou. Leraar Neveling het 1926 of daar rond radiostasies wêreldwyd wat onder hom resulteer. En ons is bevoorreg dat u tyd in dit ingepas het om saam met ons dan nou hierdie boodskappe te bring die week. As u dit dalk gemis het, gaan op die internet, op YouTube onder Parow SDA Parow, en u sal dit daar kan kry, en ek wil u aanmoedig om dit te gaan lees. Baie welkom, baie dankie dat u vandag met ons is. Dit is natuurlik ook dan nou nie net die boodskap nie, maar ons gaan ook die doopdiens hê wat leraar Arnold sal doen, en dit is werklik vir ons 'n voorreg dat u tyd gevind het om hier te wees. Baie dank. En u vrou. Ekskuus, baie keer verwelkom ons die spreker Renet. Ek wou nou net sê, nou kan ek nie sy naam onthou nie. Renet, baie dankie dat jy saam met hom gekom het. Ek dink jy's baie keer kan jy nie saam wees nie, maar jy's saam hierdie keer en dit is goed. Baie welkom aan julle. Van die eredienste kom, sing ons lied 239, die 4de strofe sittende. Met
Moet net vir julle sê, dis dan nie regtig so verskriklik soos wat dit klink nie. As 'n mens een radiostasie bedryf en bedryf jy maar almal, is maar dieselfde ding. Jy herhaal dit maar net. En ja, by Adventist World Radio is ons onder 'n verpligting om evangeries georiënteerd te wees. Ons almal wat daar werk, maak nie saak of jy sekretaris is en of jy wat is nie, daar word van jou verwag om eenmaal 'n jaar 'n evangelisasie uitreikreeks te hou. Dis maar deel van die werk. Ek is bevoorreg, soos wat ek julle aan die begin gesê het, dat ek saam met Louis Torres en Jan Carbuncle werk, en baie maal is dit my voorreg om baie meer as een evangelisasiereeks deur 'n jaar te hou. En op baie interessante plekke, en ek kan eintlik seker 'n hele dag lank net vir julle die stories vertel daarvan. Wonderwerke wat die Here doen in Maleisië, het ek nou onlangs gepreek. Die plek waar ek was in Maleisië is die ou Borneo, die ou eiland van Borneo. Dit is nou deel van Maleisië. Dit is 100% moslim. En jy word verbied om daar te praat. Mag nie daar praat nie. Maar ek het die evangelisasie reeks daar gehou in die openbaar. En onder andere is ek net so kort voordat ek sin toe gegaan het, toe laat weet hulle vir my, selfs my leraar, as jy nie meer wil kom nie, is dit reg so, maar ons het gehoor dat die veiligheidspolisie na jou lesings toe gaan kom. Net om te hoor wat jy sê en of dit sal reg wees. Toe sê ek vir hulle, nee, is reg, ek kom. Die Here beskerm my altyd, so ek kom. Dis reg so. En ons het gegaan, en dit is weliswaar so, die veiligheidspolisie was daar, hulle daar gesit. Maar ook die adjunkminister van Finansies en sy vrou en kinders was daar. En ek is dankbaar om vir julle te sê dat die Here verskriklik goed was. Die derde aand van my prediking, toe sê die veiligheidspolisie, ag nee wat, hierdie man het niks om te sê waaroor ons hoef bekommerd te wees nie, jy kan maar aangaan. En toe hou ons aan, en die adjunkminister van Finansies en sy gesin het hulle besluit vir Jesus geneem, en ons het 1457 mense gedoop in 'n moslimland uit een reeks uit. So, die Here is partymal goed, hy doen groot dinge. Hy doen baie groot dinge. Meer as wat 'n mens kan dink. In elk geval, kom ons dink so bietjie oor hierdie ding dat ons vandag 'n paar mense gaan doop. Ek is so bly dat my universiteitsvriend, my kollega, leraar Arnold, hier predikant is, en dat hy vandag siele na die Here toe kan bring deur die dooppad. Wat 'n wonderlike voorreg. Die teksgedeelte wat ek aan julle wil voorhou, en so tussen hakies die 3 doopelinge, as julle dit wil hê, ek sê nie julle moet dit hê nie, maar as julle dit wil hê, dan sal ek dit vir julle gee. Die hele preek sal ek vir julle gee. Ek gee dit gewoonlik vir my doopkandidate, want ek weet hoe belangrik dit is. Dis 'n besige dag, dis 'n wonderlike dag, dis 'n heuglike dag, en partymal vergeet jy wat die predikant gesê het, en jy wil na die tyd so 'n bietjie weet en onthou wat die predikant gesê het. En dan het jy dit nie. En wel, die opnames is ook nie altyd lekker nie, of daar het iets fout gegaan met die opnames, dan het jy dit nie. So wat ek doen gewoonlik met my mense is, ek kry foto's wat geneem is van die dag, en dan kry ek my grafiese ontwerper wat vir my werk, en hulle doen dit vir my baie mooi, en hulle stel vir my so klein boekie bymekaar met die preek en van die foto's wat daarin is, en dan stuur ek dit vir jou met e-pos, en dan het jy dit altyd by jou. Jy kan dit ook uitdruk as jy wil, jy kan dit vir jou laat bind as jy wil, jy kan maak soos jy wil. So ek noem dit vir julle 3, as julle dit wil hê. Julle kan dit kry, julle moet net vir my sê julle wil dit hê, dan sal ek dit vir julle laat kry. En my telefoonnommer en detail kan julle weliswaar by die mense kry, en as julle dit nie daar kan julle vir my vra, sal ek dit vir julle gee, voor ek verdwyn. Die Christelike wêreld waarin ons leef, en kom ons begin net om so klein bietjie te besin
oor 'n teksgedeelte, wel 2 teksgedeeltes eintlik. 1 Johannes 2 vers 6. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 6. Kom ons kyk daarna, dit is een van die teksgedeeltes wat ons baie graag wil voorhou. 1 Johannes 2 vers 6 gaan ons voorhou en dan gaan ons 'n tweede gedeelte wat ook deur Johannes geskryf is. Maar 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. En dan wil ons na die evangelie van Johannes toe gaan, en ons wil uit die evangelie van Johannes, hoofstuk 15 gaan lees, Johannes hoofstuk 15, en ons wil die baie bekende teks daarin gaan lees, Johannes 15 vers 10, is baie bekende teksvers, so ons lees hom, Johannes 15 vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. So as julle daardie 2 teksversies bymekaar sit, sal julle agterkom dat hier 'n baie interessante ding is, en eintlik vir ons baie interessante inligting gegee word. Kom ons buig net eers ons hoofde, voordat ons begin om verder te besin. Onse Vader wat in die hemel is, asseblief, neem my weg, mag dit U wees wat vandag spreek. Mag dit U woord en die krag van U woord wees, wat vandag harte aanraak. En mag ons, ook in hierdie oomblikke, tot 'n besef kom van watter groot ding dit is, wat eintlik vandag besig is om te gebeur. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen. Die Christen wêreld is besig met 'n geweldige paradigma verskuiwing, klemverskuiwing. Die klem skuif van geloof na emosies, waar feite vergeet word, sodat fantasie nagevolg kan word, waar rede geïgnoreer word en esoteriese openbaring na gesoek word. Dit is groot woorde, maar dit sê vir ons presies wat dit is. Ons gooi geloof weg, ons belewenis is nou al wat saak maak. Dis wat ons sê met die eerste een. Omdat ons geloof weggooi en ons belewenis is vir die ding wat saak maak, stel ons nie meer belang in die feite van die woord nie. Dit is deesdae in Suid-Afrika baie algemene erkende ding, want die NG Kerke of die gereformeerde kerke is in dolering, en julle sal dit weet. Julle sal weet, daar is 'n geweldige groot ding. 'n Deel van die dolering boodskap sal julle seer sekerlik weet, is dat die kerk nie meer glo in die skrif as die absolute waarheid van God af nie, geïnspireer deur God nie. Hulle sê, ja, dit is 'n verhaal, dit is 'n mooi verhaal, dit is goeie morele waardes, ensovoorts, maar jy hoef nie regtig die woord te glo nie. So feite word vergeet, sodat ons fantasie kan navolg, ons eie belewenis van Christus. Ek weet nie of julle in die nuus gesien het nie, maar 2 baie interessante dinge wat in Engeland besig is om te gebeur. Engeland het die Church of England, wat die amptelike kerk van Engeland is, het besluit om die woordjie kerk weg te gooi. Want hulle sê, dit is nou so klein bietjie diskriminerend, ons maak mense seer deur te sê kerk. So nou gaan hulle dit verander na the community toe. Want gemeenskap sluit almal in, nou kan jy almal intrek, jy sien. So hierdie kerkding is lelik, en nou die laaste een wat verlede week gebeur het, is daar een van die predikante daar, wat gesê het, daar's 'n geweldige probleem met die Onse Vader gebed. Hierdie woordjie Vader moet hulle liewer weggooi uit die Onse Vader gebed uit. Want hierdie woordjie Vader herroep verskriklike herinneringe vir arme kindertjies op wat deur hulle vaders mishandel is. Ja. Ons stel nie belang in die feite nie, ons sal liewer ons eie fantasie wil volg. Ons wil rede ignoreer, en ons wil hierdie eie esoteriese, bonatuurlike soort van wasemagtige iets wat hier in die lig is, wat dit vir ons openbaar, ons wil dit liewer navolg.
Hierdie paradigma verskywing is 'n valse herlewing, want daar is herlewing aan die gang in die wêreld, die kan ek vir julle verseker, maar dit is 'n valse herlewing. Kerke oral oor die wêreld is besig om hulle lede uit te nooi om God op 'n splinternuwe manier te ervaar. Let wel, ervaar. Henk Hanegraaff, hy skryf as volg in sy boek Counterfeit Revival, hy sê, sardonic laughter, spasmodic jerks, signs and wonders, super apostles and prophets, and people slain in the spirit are pointed to as empirical evidence of the power and presence of the Holy Spirit. The form and function of the church is being so radically rearranged that even the secular world has taken note. Groot woorde. Dis die wêreld waarin jy en ek vandag leef. En tog, Jesus is baie seker daarvan, wanneer hy vir ons meedeel in sy woord en sê, jy kan seker weet dat jy gered is. Jy kan weet of jy deur die Heilige Gees vervul is al dan nie. En jy kan verseker weet met watter doop jy gedoop is. Kom ons oorweeg vir so wyle die aanstelling van die 7 diakens in Handelinge, manne wat gevul was met die Heilige Gees. Hoe het die kerk dit geweet? Kon die kerk dit herken? Trouwens, ek wil vir julle ietsie net so as 'n tussenwerpsel net hier ingooi. Wanneer julle benoemingskomitee doen, en wanneer julle benoemingskomitee die name moet voorlê van die mense wat hierdie kerk moet lei, wat doen hulle? Trek hulle sommer net name uit die hoed uit, of sit hulle bidend hier agter en sê, kom ons kyk na wie is met die Heilige Gees vervul. Kom ons kry mense wat ons sal lei, wat gevul is deur die Heilige Gees. Wat doen hulle? Wel, die kerk in Handelinge het dit geweet, hulle kon dit erken, hulle het geweet. Kom ons kyk, Handelinge 19 vers 2 en vers 3, Handelinge 19 vers 2 en vers 3, kom ons blaai daarheen. Handelinge hoofstuk 19 vers 2, en ek moet nou maar in my Afrikaanse Bybel blaai, want ek het dit in Engels voor my, ek gaan so nou en dan vir tyd onthaalwe gaan ek dit in Engels vir julle wel lees. Handelinge 19 vers 2 en vers 3. En hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Daar's die vraag. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Die skrywer, Lukas, hy neem dit as vanselfsprekend aan, dat die kerklede behoort die verskil te kan onderskei. Maar miskien moet ons net vir 'n wyle, moet ons dalk net kyk na die doopgebruike soos wat in die Bybel gevind is. Baie mense weet eintlik dat doop was 'n redelike algemene ding wat plaasgevind het en dat die Bybel rekord het daarvan. En ek verwys nou natuurlik dat doop deur onderdompeling, nie na iets anders te nie. Oral oor in Israel vind ons doopfonte. Hulle word beskryf of gekenmerk, bekend as mikwe of mikwahut. En die Levitiese wet skryf voor dat so 'n mikwe
moet minstens 220 liter water hê en 'n persoon moet in staat wees om in hierdie mikwe onderdompel te word. En hierdie doop is gedoen om mense in te lyf in die godsdiens in, en hierdie inlywing was verbind aan reiniging, skoonmaak. Dit is hoekom ons verwysings daarvan vind in byvoorbeeld Levitikus. Jy kon nie die tempel ingaan indien jy nie deur rituele reiniging gegaan het nie. En indien ons hierdie agtergrond verstaan, dan verstaan ons so bietjie beter hoekom hulle hierdie vraag in Handelinge vra, watter doop is dit waarmee jy gedoop is? Sê vir ons, is jy gedoop met water? In ander woorde, het jy deur 'n rituele reinigingsbad gegaan? Is dit hoe jy gedoop is? Of het jy die Heilige Gees ontvang toe jy gedoop is? En hier is dit miskien nodig dat ons Matteus 3 vers 16 en 17 net so oomblikie hersien. Ek lees hom vir julle in Engels. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son whom I love. With him I am well pleased." Dit is by hierdie doop, en by hierdie doop alleen, waar die Heilige Gees teenwoordig is. Daar is geen ander verwysing in die Bybel waar die Heilige Gees direk betrokke en deel is van die doop nie. So die skrywer van Handelinge wil weet, is dit die doop met water? Die doop waarmee Johannes gedoop het? Of is dit die doop van Jesus en alles wat daarmee gepaard gaan? Want daar is 'n groot verskil. Kom ons dink vir so wyle, kom ons gaan na die bekende teksvers toe, wat sekerlik in julle Bybelstudies met julle behandel is, Romeine 6 vers 3 tot 8, kom ons blaai net so hoofstukkie of wat aan, na Romeine 6 toe, vers 3 tot 8, baie belangrike teksverse hierdie, julle moet dit maar onthou, die van julle wat doopkandidaat is. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, ons het flissies nou vanoggend gesels oor hierdie ding dat ons in Christus gedoop is, nee. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook tog wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Die doop van Jesus bring dus 'n totale nuwe dimensie tot die doop. Die doop simboliseer die dood van die ou mens, en die doop simboliseer ook nou die begrafnis van die ou sondige mens.
en 'n opstanding van 'n nuwe persoon in Christus. Een wat nou leef in Christus, met Christus, deur Christus. En hierdie nuwe persoon word onmiddellik toegerus met die Heilige Gees, net soos dit die geval was met Jesus. Jesus verwys hierna, wanneer hy sy disippels adresseer op die vooraand van sy kruisiging. Dis kort na die laaste avondmaal, daar in die bovertrek. En hy is bekommerd, en hy het regtig die ondersteuning van sy disippels nodig, vir dit wat voorlê. So hy wil hulle inlig van dit wat op die punt is om te gebeur, en hy wil ook aan hulle onthul wat die geheim van die lewe is, wat hulle gaan nodig hê, die lewe wat vir hulle voorlê. Hulle gaan hierdie geheim moet ken. En ons vind dit in Johannes. Blaai net so stukkie saam met my terug na Johannes toe. Johannes hoofstuk 13. Baie bekende hoofstuk in die Bybel ook, Johannes 13. En ons gaan daar lees vers 34 en vers 35. Johannes 13, vers 34 en vers 35. Baie interessante woorde hierdie. Ek onthou hoe ons in 1972 hierdie ding as 'n liedjie gesing het. Baie bekende liedjie wat ons gesing het. Hierdie woorde ken ons amper uit ons kop uit, omdat ons daardie liedjie geken het. 13 vers 34. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ken julle hierdie liedjie? Ja man, julle ken hom. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Ken jy hom nie? Ja. Ronel, jy behoort hom toch te ken. Jy het hom saam met my gesing in 1972, jong. 73, jy behoort te weet, jong. Hierin lies the secret. Hierin is die geheim opgesluit. Hier is die identifikasie van die simbool, die teken wat Jesus vir ons gegee het. Onthou julle nog die vraag wat ons gevra daar aan die begin? Hoe het die mense geweet dat hierdie diakens gevul is deur die Heilige Gees? Hoe sal jy en ek in staat wees om te weet met watter doop is ek en jy gedoop? Jesus sê dat jy kan weet. Hy sê jy kan dit weet as jy sy liefde in jou hart dra. Dan sal jy ander lief hê soos wat hy jou lief het. Is nie interessant nie, né? Is 'n baie eenvoudige teken. Baie eenvoudige teken. Mense, soos ek sê, die paradigma verskywing is, jy moet hier op die grond rondrol en kekkel soos 'n hoender. Nee. Die Here sê, as jy sy liefde in jou hart het, want dit verander jou. Dit laat jou ander mense deur 'n ander bril sien. Neem kennis. Jy sal nie weet of jy gevul is deur die Heilige Gees as jy wonderwerke verrig nie. Moenie dink wonderwerke en die invulling van die Heilige Gees is sinoniem nie, dit is nie. Jy sal nie weet of jy gevul is met die Heilige Gees as jy agteroor hier op die grond neerval nie. Jy sal nie weet nie. Jy sal dit nie weet as jy skielik hysteries begin lag nie. Jy sal nie eens weet of jy gevul is deur die Heilige Gees as jy duiwels kan uitdryf nie. Niks van daardie bogenoemde dinge sal vir jou hierdie versekering kan gee nie. Niks. Kom ons oorweeg Jesus se woorde, Johannes se woorde oor Jesus. Kom ons kyk, Johannes 14, ons lees van vers 15 af, 4 verse.
as julle my liefhet. As jou hart gevul is met die liefde van die Here, wat gebeur nou? Bewaar my gebooie, dan wandel jy en leef jy in my wil. As jy iemand kry wat in die wil van die Here leef, dan kan jy sê, hier is 'n persoon wat gevul is met die Heilige Gees. En ek sal die Vader bid, sê hy, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Wie? Die Gees van die waarheid, die Heilige Gees. En nou wat sê hy? Wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Hoekom? Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En hy sê van hierdie belofte van die Heilige Gees, dat dit alles gesien moet word in die lig van hierdie ding, het jy my lief. Leef my liefde in jou hart. Let wel, Jesus het nie vir hulle gesê wat die teken sal wees nie. Maar hy sê wel vir hulle, dat julle mekaar moet lief hê soos wat ek julle lief het. En nou verduidelik hy wat dit beteken kort nadat hy hulle vertel het, dat hy sal weggaan na 'n plek toe waar hy ook vir hulle 'n plek sal voorberei. Indien ons hom liefhet, dan manifesteer dit in gehoorsaamheid aan hom. Dan doen ons wat hy wil hê. Ons koester dan sy gebooie en ons hou hulle. En indien ons dit doen, dan sal hy sy Vader vra en sal hy vir ons 'n ander trooster stuur, sodat ons nie alleen hoef te wees nie, maar sodat hy in ons mag woon en ons in hom. Trouwens, Jesus bevestig dit aan sy disippels. Johannes 15 vers 10, hy sê daarso, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Jesus maak dit dus helder en duidelik dat die liefde waarna hy verwys, is geanker in die koestering en die onderhouding van sy wil, sy gebooie. En laat ek net konstateer hier, wanneer hy hier so sê gebooie, en dan bedoel hy sy woord, sy hele woord. Dis nie net die 10 gebooie opgeteken in Exodus nie, dis sy hele woord. Dan bly ons in sy liefde. En dan demonstreer ons ook daardie liefde teenoor mekaar. Want dit is in sy gebooie ingegrein. Liefde teenoor God en liefde teenoor jou naaste. Ek moet miskien net so vinnig afwyk hier. Die geleerdes praat van apodiktiewe en kasuïstiese wet. Is nie eintlik so moeilik soos wat dit klink nie. Die apodiktiewe wet is eintlik 'n hele rits dinge wat vooraf gaan. Ons ken dit. Ons ken dit as God is liefde. Dit is 'n apodiktiewe wet. God is liefde. Dis waar dit begin. God sê, God is liefde. Hy konstateer dit. Hy is liefde. Nou sien hy ons as mense verstaan dit nie lekker nie. Nou maak hy dit vir ons 'n bietjie duideliker. Nou sê hy vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. Dis nog steeds apodiktief. Hy brei uit op wat God liefde is. Wat beteken dit as hy sê God is liefde? Hy brei eintlik uit daarop. Maar dis nog steeds apodiktief. So hy sien, die mens kry nog nie lekker hierdie prentjie nie. Hulle sukkel. Ons is maar bietjie dom as mense.
En dan sê hy, kom ek verduidelik vir julle, en hy gee vir ons die 10 gebooie, hy verduidelik aan die eerste 4, sê hy, hierdie is wat liefde teenoor God is, dis wat ek bedoel by, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Dan gee hy vir ons die volgende, hy sê, hierdie is as jy jou naaste lief hê soos jouself. En dan sien hy, ons kry dit nog steeds nie, ons sukkel man, ons is dom, en dan skryf hy vir ons die res wat op Genesis volg, en hy brei uit daarop, en hy verduidelik dit vir ons. En dan sien hy, joh, hierdie mense is dom. Hulle is nog maar blind. Die Satan het hulle blind, hulle kan nie lekker sien nie. En die res van die Bybel, tot daarso, is apoduktieve wet. Maar die res van die Bybel is kasuïstiese wet. Case law in Engels. Kyk hier, Dawid maak so, dis die gevolge, dis wat gaan gebeur. Die hele Bybel, die res van die Bybel, die hele Bybel, case law. Jy kan gaan studeer, jy kan kyk hoe dit gebeur. So jy sien, dis baie belangrik hierdie ding, om dit te verstaan. Reg aan die einde van Christus se bediening, gee Jesus sy laaste instruksies. Matteus 28 vers 19 en 20. Julle ken dit. Baie bekende gedeeltes in die skrif. Matteus 28 vers 19 en vers 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Kan julle sien hoe in een geweef is hierdie dinge? Gaan en maak disippels, gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hou julle my gebooie, bly in my liefde, sê hy. En dan as julle dit doen, gaan leer dit verander. En gaan doop hulle dan, diegene wat kies dat hulle gedoop wil word. En hy konnekteer die ganse godheid aan hierdie instruksie van hom, hierdie bevel van hom, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Net soos wat die ganse godheid betrokke was by die doop van Jesus. Kan jy nog die teks in Matteus 3 onthou wat ons nou gelees het? Jesus die Seun was gedoop. Die Heilige Gees daal neer soos 'n duif. Die Vader praat uit die hemel uit. En sê hy sal met ons wees tot aan die einde van die wêreld. En in Johannes is dit duidelik dat hy met ons sal wees deur die bediening van die Heilige Gees, wat hy van sy Vader af sal vra om hom aan ons beskikbaar te stel. Die Gees van waarheid, in ander woorde, die Heilige Gees lei ons in die waarheid. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Jesus maak dus die Heilige Gees 'n onlosmaaklike deel van die doop. Kan jy nou begin insien hoekom daardie vraag gevra is? Watter doop het jy ontvang? Met watter doop is jy gedoop? Is dit die doop met water wat net 'n reinigingsritueel is, 'n purifikasie? Of is dit die doop waar jy begrawe is met Jesus, opgewek is deur hom in 'n nuwe lewe en waar hy in jou bly deur die Heilige Gees tot aan die einde van hierdie wêreld? Met ander woorde, die doop van die Heilige Gees. So wat doen ons wanneer ons die boodskap gehoor het en besef het dat ons die Here moet volg? Kom ons lees Handelinge 2 vers 37 en 38. Ek gaan dit vir julle in Engels lees. When the people heard this, they were cut to the heart. So het vanmôre daaroor gepraat, né? Dat die hart moet aanraak. Cut to the heart. And said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied,
repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Want jy het die krag nodig. Hoeveel duideliker moet dit dan wees? Ons doop is eintlik so eenvoudig, maar so mooi, so allesomvattend. Bekering kan volg as ons geleer is om te onderhou wat Jesus ons beveel het. Wanneer ons voor sy gebooie kan staan en wanneer ons daar in die spieël kan kyk en sê, ek is skuldig, ek is sondaar. Wanneer ek kan sê, ek is desperaat in nood om hervorm te word. Ek het bekering nodig, ek het verandering nodig. Hierdie ou mens van my moet sterf. Want hierdie ou mens wat hier voor hierdie spieël staan, verdien die dood. En wanneer ons dan voor Christus kom staan en ons sondes bely, dan is die volgende logiese stap die een wat volg, Johannes 10 vers 27 eintlik. En dit volg dat ons gaan moet sterf, ons gaan gedoop moet word. En wanneer ons dan daar uit die doopbad uit herreis, uit die dood uit herreis, dan herreis ons in 'n nuwe lewe. En die belofte is, julle sal die Heilige Gees ontvang. Hoekom? Om ons te herinner aan die woord, om ons te lei in die weg, om ons te vertroos en te anker in sy liefde, sodat ons bekend kan word as sy disippels. Onteenseglik syne. Want ons is gevul met sy liefde teenoor mekaar. Paulus stel dit vir ons so, Galasiërs 3 vers 27. Galasiërs 3 vers 27 stel hy dit eintlik verskriklik baie mooi. Hy sê, vir almal wat van julle wat gedoop is in Christus, het julle self beklee met Christus. Die doop waarmee ons gedoop word, is nie bloot in doop met water nie, dis nie 'n reinigingsritueel nie, dis nie 'n purifikasie nie. Die doop met water, die gewone doop met water, dit is net 'n rituele rite, 'n bad, 'n skoonmaak. Nee, die doop wat jy en ek ontvang, dit maak ons nie net skoon nie. Dit is 'n simbool van die versoening van Jesus Christus. Die Christus wat gesalf is by sy doop met die Heilige Gees en waar die Vader aangekondig het, dit is my geliefde seun, wie se versoening ek sal aanvaar in die plek van die sondaar. Dit is die openbare proklamasie of erkenning of 'n afswering van 'n begrafnis van ons sondige self en 'n intieme voortsetting van 'n nuwe lewe in Christus deur middel van die inwoning van die Heilige Gees. Hoe het Jesus dit nou weer gefraseer in Johannes? Hy het gesê, and by this all men shall know that you are my disciples. By this shall all men know. Yes, surely. En as ons in hom gedoop is, as ons onsself met hom beklee is, deur middel van die doop, soos wat ons gesien het, dan sal dit deursigtig in ons lewe deurskyn in ons liefde teenoor mekaar, 'n liefde wat gelei word
deur 'n liefde vir sy wil, sy woord, sy waarheid. Nou vra Lukas vir ons die volgende logiese vraag, Handelinge 22 vers 16, blaai saam met my daarin, Handelinge hoofstuk 22 vers 16. Kom ons lees gou daar, in daardie hoofstuk, die interessante woorde wat hy daar vir ons neerpen. Handelinge 22 vers 16. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Om die Here Jesus Christus lief te hê, geheel en al lief te hê. Begeer ek om te getuig van my geloof in hom in die openbaar. Ek kies om die voorbeeld van my Here te volg, deur my te laat doop, deur die enigste manier wat reg is, die Bybelse manier. Ek wil my laat doop, soos Jesus gedoop is. Mag die Here elkeen van die doopkandidate seën. Mag hy vir julle almal toelig hoe belangrik dit is wat op hierdie stadium van die wedstryd met julle gaan gebeur. Ek wil my kollega, leraar Niehoff nooi om vorentoe te kom, want hy gaan nou die doopgeloftes en die volgende gedeeltes gaan hy met julle deurwerk. Leraar Arnold. I'm going to ask our candidates to come to the front. Helen, hoe gaan dit? Liesel? Goed. Wel, wat ons gaan doen is, ons gaan net die geloofsbelijdenis deurgaan en ons gaan die vraagie vra en julle gaan net sê, ek stem saam. I do. Net soos julle wil, hoor. Ons sal verstaan. Nommer 1. Ek glo in God die Vader, in sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Stem julle saam? Okay. Ek aanvaar die dood van Jesus Christus op Golgotha as my versoening vir my sondes en ek glo dat ek deur die geloof in sy gestorte bloed gered is van sonde en die straf daarvan. Reg? Ek versaak die wêreld in sy sondige weë en ek het Jesus as my persoonlike verlosser aangeneem. En ek glo dat God om Christus ontwil my sondes vergewe en aan my 'n nuwe hart gegee het. Ek aanvaar die geregtigheid van Christus en ek erken hom as my voorspraak in die hemelse heiligdom en ek maak aanspraak op sy belofte om my deur sy inwonende gees te versterk, sodat ek krag kan ontvang om sy wil te doen. Okay? Ek glo dat die Bybel die ingegewe woord van God is en dat dit die Christen se enigste reël is vir geloof en gedrag is. So dit wat ons doen, dit wat ons sê, dis maar net deur hom. En dan nommer 6, omdat ek die Here met my hele hart liefhet, neem ek my voor om deur die krag van die inwonende Christus Gods wet van die 10 gebooie te onderhou met die begrip van die 4de wat beveel dat die 7de dag van die week as die Sabbat van die Here gevier moet word.
die naderende wederkoms van Jesus is die salige hoop in my hart en ek is vasberade om gereed te wees om my Here te ontmoet en om alles in my vermoë te doen om van sy liefdevolle verlossing te getuig en ander deur my lewe en my woorde te help om vir sy verskyning gereed te wees. So is nie net ons maak vir onsself nie, maar ons help ander om gereed te wees vir sy koms. Ja. En dan, ek aanvaar die Bybelse leer met betrekking tot die gawes van die Gees. En ek glo dat die gawe van profesie een van die kenmerke van die oorblyfsel kerk is. Julle stem? Reg? Ek glo aan die kerkorganisasie en ek is voornemens om die kerk met my tiendes en my offergawes en my werk en my invloed te ondersteun. Ja? Ek glo my liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En ek sal God vereer deur daarvoor te sorg. Ek sal my onthou van die gebruik van alkoholiese drank, narkotika, tabak en ander in watter vorm ook al en van voedsel wat God as onrein bestempel het. En dan die tweede laaste een, ek ken en verstaan die fundamentele Bybelse beginsels wat deur die Seventh-day Adventist Kerk verkondig word en is voornemens om my lewe deur die genade van God volgens hierdie beginsels in te skik. So ek gaan my lewe so verander dat dit daarby inpas. En dan die tweede laaste een, ek aanvaar die Nuwe Testamentiese leer aangaande die doop, om op hierdie wyse gedoop te word as openbare bewys van my geloof in Jesus Christus en ook sy vergifnis van my sondes. So ons gaan nou daai bad ingaan, dit stel voor afsterwe van die ou sonde en julle gaan daar opstaan in 'n nuwe lewe en dit gaan so lekker wees. En dan die laaste enetjie, ek glo dat die Seventh-day Adventist Kerk die oorblyfsel kerk van die Bybelse profesie is. En dat die mense van elke nasie en ras en taal genooi word om daarin gemeenskap te hou. Ek verlang om lid te word van hierdie gemeente van die Wêreldkerk. Wonderlik, wonderlik. Wel, met hierdie geleentheid gaan ek dan nou vir ons voorsangers kans gee om ons te lei in sang. Maar voor ons dit gaan doen, gaan ons net 'n toewydingsgebed saam met hulle doen. Ek gaan die ouderlinge vra om saam met ons te kom bid. Ek het vir leraar Neville gevra om hulle toe te wy aan die Here in gebed. En ons ouderlinge, as julle miskien ons net sal by ons sal aansluit. Ronnie. Ja. Goed, ons gaan so 'n sirkeltjie vorm om met julle en ons gaan almal kniel. Ons gaan almal kniel. Daar sy. Dankie dat jy ons nooi saam met ons is, Lydia. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, wat 'n wonderlike voorreg is dit om hierdie drie pragtige mense vandag voor U te kan kom bekendstel. Hierdie drie pragtige mense wat deur 'n proses gegaan het waar hulle U woord ontdek het en waar hulle U in daardie woord ontdek het. En hulle het 'n besluit gemaak en gesê dat hulle wil nie meer deel hê aan die ou lewe nie. Hulle wil daardie ou mens wil hulle kom begrawe. Hulle wil vrywilliglik hulle lewe as die ou mens kom aflê. Hulle wil saam met U deur U dood aan die kruis wil hulle begrawe kom word. Daardie ou mens. Dan Here wil hulle graag, sê hulle, saam met U herrys, opstaan. Maar hulle wil opstaan soos U as 'n nuwe mens. Een met 'n nuwe ingesteldheid.
'n ingesteldheid tot Jesus, soos wat ons ook vanoggend gehoor het, Paulus gedoen het na sy Damaskus ervaring. 'n Nuwe mens gerig met Jesus as kern sentrale punt van hulle lewe. Dit is hulle begeerte. Ons weet ook, Here, dat in hulle self en uit hulle self, hulle nooit in staat sal wees om die pad te kan loop wat hulle nodig het om te loop. Maar daarom dat U die Vader gevra het om ons toe te rus, om vir ons 'n trooster te gee, wat vir ons die krag sal gee. U sê in Handelinge vir die disippels, gaan wag, gaan bid eenparig, totdat julle die krag ontvang van omhoog. U sê vir ons, wanneer ons gedoop word, soos wat U gedoop is, dan ontvang ons die krag om ons te rig en te lei en staande te hou, om ons te herinner aan U woord, sodat ons die Satan kan weerstaan in U krag en in U sterkte. So Here, ons vra dat terwyl hulle hierdie openbare belydenis kom doen, openbaar kom verkondig dat hulle vir U aanneem en 'n nuwe lewe wil begin in U, vra ons dat U hulle sal toerus met die krag van omhoog. Vul elkeen van hulle met die Heilige Gees, sodat hulle kan lewe in die krag van Christus, dat U inderdaad in hulle kan wees en hulle in U. Dankie Here, dat U elkeen sal aanraak. Mag hulle geseënd wees. Dit is my gebed in die naam van Jesus. Amen. 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 Terwyl ons voorberei vir die doop, gaan ons sangdiens sê, ons gaan ook die offergawe opneem. Mag die Here vir u elkeen ryklik seën. Dankie, ek waardeer dit. Die kleertjies is hier. Hier is like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves, yeah, he loves us
Here's an ocean we're all sinking. And so heaven meets earth like an unforeseen kiss. My heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that you love us. Oh God, you love us. Oh, how you love us. Oh, how you love us so. Yeah, you love us. Oh, how you love us. Oh, how you love us. Oh, how you love us so. Oh, you love us so. Jesus, you love us so. Oh, how you love us so. Die tyd is spaar, sal ons die tiendes en die offergawes ook nou opneem.
Suster Ellen, hierdie is die grootste dag van die lewe. Daar's nie 'n groter besluit wat 'n mens kan maak as hierdie ene nie. En jy het 'n pad saam met die Here geloop, en jy's lief vir hom, en vir daai rede is dit my voorreg om jou vandag te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Buig net jou knieë. Trek jou neus toe. Trek jou neus toe. Ek dink nie daar is 'n beter geleentheid vir 'n doopdiens as 'n oesfees nie. Want die Here bring sy oes in. En ek is so dankbaar om deel te wees van hierdie groot oes. Suster Liesel, jy loop 'n entjie al saam met die Here, en ek weet jy het hom baie lief. Wil jy dalk ietsie sê? Nee? Niks. Haar hart is net vol, en omdat jy die Here Jesus so lief het, en omdat jy besluit het om met jou hele lewe te volg, is dit my voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. It is cold. Oh, this way. It's cold. Okay. Liesel. Liesel. Eva. Eva, it's such a privilege to have you here in the baptistry. I want you to hold there. Okay. Yeah. So on. And I wonder if you've got something that you want to share. Yeah. Yeah, just Oh, is closer this the to mic? Yeah. Okay. Hello. I'm Eva. It's been a journey, I must say, but this church has been my home. It's been a place of love, place of laughter. Oh, I'm so sorry for crying. I'm quite emotional. And Izzy, oh, I love you to bits and pieces. Uncle Sheldon, I love you guys lots. The Lord has been so good. He really has. Thank you, Ma'am Santa, Ma'am Lydia. You have all been amazing. And I just want to be a little bit like of an inspiration by saying that the Lord has touched me in so many ways, and He can do the same for you, and He loves you so much. And no matter how many times you feel like you're too far gone, you're not. He always calling you back home, and He loves you, and He's going to cherish you. And I can't wait, you can tip me now, But I'm nervous, but I'm excited, and thank you guys so much. I love you guys. Okay, really. Ooh, is it okay to be nervous? It's okay. Eva, because you love Jesus Christ with your whole heart and you want to serve Him for the rest of your life,
For that reason, I baptize you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Close your eyes. Is it all under? Then I go completely under. Hierdie is die grootste besluit wat 'n mens ooit kan maak. Die beste besluit ooit. Ek het hierdie besluit gemaak in my eie lewe toe ek 12 jaar oud was. Ek was gedoop toe ek 12 jaar oud was. En ek moet vir u eerlik sê, ek kyk nie een dag terug nie. Dit was die beste besluit. En ek wonder of daar iemand is vandag wat in die gehoor is wat die Here voel hulle hart raak. En ergens in die toekoms wil u dalk ook 'n besluit maak om Jesus te volg met u lewe. En u miskien net wil staan en net te sê, hier is ek, Here, ek gee my hart vir u. Sal miskien iemand in ons gehoor is wat dit wil doen, is dit 'n goeie geleentheid. Te sê, Here, hier is ek. Ek is gereed. Ek wil ergens in die toekoms wil ek hierdie besluit maak. En ek weet die Here is besig om te werk in ons harte. Ek het 'n aanvoeling. In ons gehoor is daar vandag iemand wat sê, dis wat ek graag wil doen. Ergens in ons gehoor is daar iemand. Ek wil ergens 'n besluit maak. Miskien is daar iemand wat 'n bevestiging wil maak vandag. Te sê, Here, ek wil weer my lewe vir die Here gee. Ek het my lewe vir die Here gegee en ek wil dit weer, ek wil my weer toewy. Miskien is daar iemand wat wil staan om te sê, ek wil dit hertoewyding maak vandag. Met die getuienis van hoe hierdie kinders van die Here besluit gemaak het, wil ek hertoewy. Sal miskien so iemand, jy kan staan as jy wil. As jy voel, ek wil my lewe hertoewy aan die Here. Dit is 'n geleentheid om te sê, Here, hier is ek. U was my goed. Ek wil dit net weer doen. Dankie, die Here sien u harte. Hy sien u. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u was so goed vir ons gewees. Om hierdie getuienis ook te sien, hoe u hierdie lewens aangeraak het. En Here, u is die een wat ons verander. U is die een wat ons nie laat soos ons was nie, maar ons nuut maak in u. Ek bid vir elkeen in hierdie gehoor vandag. Ek bid dat u sal aanraak, Here. Ek is oortuig en ek weet, daar's van ons harte hier wat sê, Here, ek wil u volg 100%. En ek vra, Here, dat u vir hulle die geleentheid sal gee om daai besluit deur te voer. Ek weet ook, Here, daar is diegene wat nou staan en sê, Here, ek wil graag 'n hertoewyding maak. Neem my lewe, maak dit nuut. Ek vra, Here, dat u vir hulle 'n nuwe menswees sal gee. En dan weet ook daar is ander wat dit wil doen, maar nie gestaan het nie. Ek vra dat u sal uitreik na hulle toe. O Gees van God, dankie. Dankie vir dit wat u doen in Jesus naam. Amen. Amen. Sterkte. Terwyl ons nog wag vir hulle, gaan ons sing lied 250. Ons kan verse 1, 3 en 4 doen.
na die blomtuin alleen. En ons sal al die verse sing. Ek kom na die blomtuin alleen, as die dag nog is op die rose, en die stem wat spreek, as die môre breek, is weer die stem van Jesus. En ons wandel daarin verstaan mekaar, en hy praat met my as hy kan. En die stal gaan brand, daar die Heer met gaan, sal die man maar sal Kan ons ook Amazing Grace dan sing? Die Bybel sê, Paulus is so. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious then that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Terwyl ons dan nog wag vir leraar, kan ons teruggaan na lied 288. En dan sing ons die tweede en derde vers ook. Hy spreek en sy stem is so stil, dat die volke sal bly en luister, en die skone lied wat hy aan my bid.
Ek wil met die geleentheid vir Ellen en vir Liesel en vir Iva net vra om vorentoe te kom. En dan gaan ek ook ons ouderlinge net vra, Ronnie, miskien vir ons net ook weer bystaan. Ons eerste taakie is, ons moet hulle instem as lidmate van die Parow gemeente. En ek wil julle moet eintlik so staan dat julle kan sien wat hier gebeur. Ja, net so. En ons het gou net vra, is daar iemand wat wil voorstel dat ons hulle as lidmate van die Parow gemeente aanvaar? Daar's die voorstel, is daar 'n sekondant? Daar's 'n sekondant, almal ten gunste. Almal ten gunste, kyk net daar. Julle is nou lidmate en onthou net, julle sien nou net lidmate van die Parow, sien dat julle is van die Wêreldkerk, is julle nou lidmate. En welkom. Welkom. Baie welkom. Ons gaan met hierdie geleentheid vir julle ietsie oorhandig. En ek wonder of ons miskien gou dit kan reël. Ons het 'n sertifikaatjie vir julle. Dankie Gert. Ons het 'n sertifikaat vir julle. Ronnie? Gee elkeen vir julle 'n enetjie. Net so 'n klein geskenkie ook dan van ons af. Oh, thank you. Hierdie boekie wat julle hier het, is nou een van my geliefkoeste boekies. Hierdie is die ouetjie wat my lewe gered het. Hierdie boekie. So ek dink julle gaan hom waardevol vind. Hierdie boekie het my lewe gered. Letterlik. Ek het die beginsels in daai boekie het ek gevolg en ek het genees van kanker af met die Here se genade. So ek weet dit gaan kragtig wees vir julle. Ek wil ook met die geleentheid net sê dankie vir hierdie gemeente se liefde vir hierdie pragtige mensies. Hulle is nou lidmate. Ek kan nie sê kandidate meer nie. Hulle is lidmate. En baie spesiaal ook dankie sê vir Lydia. En ek weet Santa wat 'n groot rol hier by Eva gespeel het om haar eintlik bekend te stel aan Jesus soos sy haar vandag ken. Dankie daarvoor. En ek is seker elkeen van julle het iemand spesiaal wat julle miskien wil uitsonder. Is daar iemand? Kelvin, miskien moet jy vorentoe kom. Waar is Kelvin? Daar sy. En is daar iemand wat jy dalk? Suster Marlene. Ja, Suster Marlene. Kom miskien vorentoe, daar sy. En dat julle vir hulle dan net eerste drukkie gee. Vir hulle eerste drukkie gee daarso. En baie welkom by Parow gemeente. Daar sy. En ons gaan nou begunstig wees met 'n spesiale item wat net vir julle spesiaal gesing word, hoor. So ons gaan hier sit terwyl julle luister.
me fast. Those he saves are his delight. Christ will hold me fast. Precious in his holy sight, he will hold me fast. He will not let I be lost. His promises shall last. Bought by him at such a cost, he will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life he bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with him to endless life. He will hold me fast. Till our faith is turned to sight. When he comes at last, he will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Mag ek julle vra om te staan? Kom ons buig ons hoofde in gebed. Onze Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg om deel te gehad het aan hierdie spesiale dag wat U op U kalender uitgesit het vir die doping van hierdie 3 mense. Dankie dat ons as 'n gemeente en as bystanders mag deel gehad het hierin. En ons wil nou vir U vra, Here, dat U sal inkom, dat U ons bewus sal maak van U liefde in ons lewe. U wat ons omstandighede ken en wat ons harte bloot lê. Mag daar vrede wees vir die broeders en die susters. En liefde, gepaard met geloof, wat kom van U, die Vader en van ons Here Jesus Christus. Mag U genade met ons almal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefde aan ons toebewys en liefde deur ons uitgedra. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Daarmee kom ons dan nou aan die einde van die verrigting. Ons gaan die doopkandidate vra om
daar by die deur te staan, dan kan hulle vir u groet, soos wat u uitstap. Maar voordat ons dit doen, ja, ons wil net vir u baie dankie sê, dit is ook die einde van ons oesfees dan nou natuurlik. En ons het 'n klein geskenkie wat ons vir leraar wil gee, om te onthou van die tydjie wat u by ons gehad het. Baie dankie. Goed, baie dankie u, ek dink hulle is klaar. Iva en Liesel, as julle vir ons daar buite sal wees, by die deur, soos wat ons uitgaan saam met leraar en leraar Arnold, en dan baie dankie. Ons hoop om u weer te sien saam met ons. Baie dankie.